hy op die ouend in die woorde van Matteus 18 vers 32 tot 35, dat as ons ander nie vergewe nie, word ons ook nie vergewe nie. En een van die gevolge daarvan is siekte. Ons moet ons naaste lief hê. Hoe pas ek dit nou toe? Wat doen ek maandagoggend? Wel, ons moet besef dat die wêreld en die mense in die wêreld ons knoppies druk. Ons gaan bedreiging, beskuldiging en beledigings ervaar. Maar wat ons moet doen in reaksie op ons vrees, is om die Here te vertrou. Vertrou in daardie helm van verlossing. Wat ons moet doen in reaksie op beskuldiging en skuld, is om ons te onderwerp aan die Here se lering, om daardie borsplaat of borswapen van geregtigheid aan te trek en in sy weë te wandel. En wanneer ons skaamte ervaar of twyfel aan ons eie identiteit, ons voor die Here onsself te verootmoedig in die besef dat ons sy seuns en dogters is. In Spreuke 3 vers 1 tot 8 is daar 'n pragtige opsomming van dat ons die Here moet vertrou, hom moet ken in al ons weë en nie wys wees in ons eie oë nie. Dis die opsomming. Ons moet God vertrou, ons aan hom onderwerp en ons voor hom verootmoedig. Dis genesing vir ons liggaam en verkwikking vir ons gebeente. En daardie liggaam, as 'n mens kyk na die Hebreëus, is 'n gedraaide toutjie, en die moderne betekenis is, dit is genesing vir ons DNA, en die verkwikking vir ons gebeente is letterlik nuwe stamselle vir ons beenmerg. Kyk gerus daarna op Esod in die Hebreëus, en julle sal sien waar ek daaraan kom. Ons moet regmaak vir die Here. Ons moet regmaak met mekaar. En ons moet die verlede in die verlede laat. Selfbejammering, wat basies beteken dat ons onsself identifiseer en vashou aan die pyn van die verlede, is 'n doodsbeendere plek. Ons moet dit verlaat en ons moet toelaat dat die Here sy toekoms, sy plan en sy wil vir ons lewe laat geskied. So wat doen ek as ek sondig? Ek moet verstaan wat die sonde in my lewe is. Ek moet dit herken, met ander woorde. Ek moet daarvoor verantwoordelikheid neem. Ek moet my voor God verootmoedig en draai van die sonde. Ek moet dit doelbewus verwerp. Ek kan nie net teruggaan daarna toe, asof dit nie 'n probleem was vir my nie. Ek moet dit verwyder op 'n Bybelse beginsel. Ek moet my beskerm teen die terugkeer van die sonde in my lewe. Ek moet my verbly in die Here en ek moet dit verkondig in die vorm van verhoudings wat herstel en ook ander mense wat ek help. Onthou dat sonde eers deel van jou word wanneer jy jou wil daaraan onderwerp. Wat ek daarmee bedoel is, ons kan nie altyd ons denke of ons gedagtes beheer nie. 'n Gedagte sal by ons opkom of 'n gevoel sal by ons opkom. En dit, in die woorde van Jakobus, is nog nie sonde nie. Dis eers wanneer ons wil daaraan onderwerp, wat sonde deel word aan ons. Ons word versoek, maar dit bring eers sonde voort, wanneer ons wil daaraan onderwerp het. Being Health het spesifieke lering wat mense help om hierdie beginsels in hulle lewe toe te pas en ook spesifieke geestelike wortels van siekte te identifiseer. Ek moedig julle aan om dit te ondersoek en om spesifiek ook te kyk hoe ons deur ons siektes kan leer wat die dele in ons lewe is wat ons onder die heerskappy van ons Here Jesus moet bring. Ons moet aktief soek na ons herstel. Nie net om van ons pyn en ongerief verlos te word nie, maar omdat ons gebrokenheid, insluitend ons siekte, 'n weerspieëling van 'n ongeregtigheid in ons lewe is. Ons gaan nie altyd die antwoorde kry nie, maar ons hart moet wees om reg voor die Here te staan, sonder vrees, sonder skuld en sonder skaamte, soos wat sy woord vir ons vryheid bring. Daar's baie meer om te sê en te min tyd om dit te doen, en ek som op deur Openbaring 12 vers 11 aan te haal.
en hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam, deur die woord van hulle getuienis, en hulle tot die dood toe nie hulle lewe lief gehad nie. Wat beteken dit? Hulle het deur die bloed van die lam hulle skuld oorwin, hulle deur die woord van hulle getuienis hulle skaamte oorwin, en hulle het tot die dood toe nie hulle lewe lief gehad nie, maar verander gelewe. Wat beteken? Hulle het vrees oorwin. Vader, baie dankie vir hierdie tyd. Dankie dat ons kon sien hoe die werk van die vlees voortkom uit ons vrees, skuld en skaamte, wanneer ons dit aan ons laat voorskryf en ons uit ons ou natuur optree. Maar baie dankie dat u vir ons deur u Seun, Jesus Christus, 'n manier gegee het om nie uit ons ou natuur op te tree nie, maar in hom, deur hom en tot hom, in liefde, geregtigheid en eerbaarheid te wandel, soos die vrug van die Gees vir ons lewe bring, vir ons naaste, vir ons gemeenskappe en in ons verhouding met u. Amen.